So ek het so 'n bietjie slegte nuus vir julle vanoggend. Ek was ook op die mannekamp. So as ek aan die slaap word saam met jou vandag in my preek, sal ek jou vergewe. So vergewe my ook, maar ons is in hierdie reeks wat gaan oor Efesiërs en in Efesiërs 2 is ons vandag. En ons gaan vandag so 'n bietjie daar stil staan. Ek weet nie van jou nie, maar daar was hierdie oomblikke in my lewe waar my lewe so 'n bietjie tot 'n stilstand gekom het. Die eerste keer was toe ek so 18 jaar oud was en my hele lewe so 'n bietjie gederail het en ek was besig met die verkeerde goed en ek kon sien my rigting van my lewe is ook op pad in die verkeerde rigting. En op daai stadium in my lewe was daar een groot vraag gewees en dit was, hoekom is ek gemaak? Hoekom het die Here my gemaak? Het die Here my regtig gemaak net vir Vrydae-aande, laat ons net so 'n bietjie 'n beter tyd kan hê en net vergeet van die week se smarte. Waarvoor het die Here my gemaak? En hier op 40, soos enige normale 40-jarige, as jy 'n midlife crisis slaan, dan vra jy weer hierdie vraag. Here, hoekom het U my gemaak? En ek wil hê jy moet hierdie vraag saam met my vra. Ek weet dit is bietjie awkward, ons gaan begin op 'n awkward plek vandag. Maar vra hierdie vraag kliphard saam met my vanoggend. Ek gaan tot 3 tel en dan sê jy saam met my, waarom is ek gemaak? Is dit reg so? 1, 2, 3. Waarom is ek gemaak? Okay, dis bietjie awkward, ek weet. Relax maar so bietjie. Ons gaan dit nog 'n keer doen en hierdie keer wil ek hê jy moet dit vir jouself vra. En dit moet 'n ernstige vraag wees. Waarom is ek gemaak? Is dit reg so, kom ons vra dit weer. Waarom is ek gemaak? Ek het so 'n tafel hier vandag met 'n klomp goeders wat ek daar uit my huis uit gehaal het en 'n paar goeders wat sommer lekker vir my is, 'n ketel en so aan. En ons weet waarvoor is hierdie goed gemaak. Ons weet presies waarvoor is hierdie goed gemaak. 'n Foon of 'n laptop. Hierdie goeders is gemaak vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke rede. Ons kyk so 'n bietjie Shark Tank. Ek weet nie of jy al Shark Tank gesien het nie, maar dis altyd interessant as daai ouens hulle 'n nuwe produk bring. En jy hoor daai sharks wat vir hulle sê, luister, hierdie ding los nie 'n probleem op nie. Dis nie 'n waardige produk nie. So jy het net 'n waardige produk as dit 'n probleem oplos. As die produk net is in homself, net vir homself, dan los hy nie 'n probleem op nie. Hy maak nie 'n verskil in iemand se lewe nie. So 'n goeie produk, en hier is nou 'n klompie goeie produkte, dit maak 'n verskil in iemand se lewe. 'n Foon kan 'n verskil maak wanneer ek vir my ma en sy's ver en sy kan nie die klein kinders sien nie en ek kan video call met haar. Of as iemand in familie van jou oorsee en vir die eerste keer kan jy video call en mekaar sien. Ja, dis nie ideaal nie, maar dis ten minste lekker. Hierdie ding is meer as net 'n foon in jou sak. 'n Rekenaar, hoeveel jy kan vermag met dit? 'n Ketel. Kyk, ons boere hou van 'n ketel, nê? Ons noem dit selfs as die goed wat uit hom uitkom, ons noem dit boeretroos. Hoekom? Want jy kan by my kom sit en jy kan by my kom kuier en dit gaan nie net oor 'n ketel nie. Niemand sien eers die ketel in my huis raak nie. Maar as ek en jy daar sit en jy vertel my van iets wat sleg gebeur het en ons deel 'n koppie koffie, boeretroos, kan ons daar wees vir mekaar. Kan die koffie daar wees. So dis 'n produk wat meer doen as net wat jy sien. Hierso het ek nou 'n ding, hierdie is 'n 3D pen, Annabel se 3D pen. Ek vra vir haar in die week, wat is die doel van die ding? Sy sê vir my, dit hou my besig. So, dis 'n wonderlike ding. En dan hierdie my nuwe gunsteling ouens. Dis 'n liggie, maar ons het gaan kamp laas jaar en hierdie liggie is lekker. Jy kan hom so uit so magneet en jy sit hom so in jou tentvlappe en dan kan jy gaan swem. Die liggie is af, maar hy het 'n day-night switch in. Jy kan sy kleur stel, alles. En dan as jy in die aand terugkom van jy geswem en dan het jy nie 'n donker tent nie. Die oomblik as jy so in hom instap dan skyn hy, okay? Die link hiervan is in my bio. Jy kan nou daarop gaan klik en een koop. Nee, ek grap. Maar hier's 'n klomp produkte, 'n blaarblaser. So 'n stupid ding, dalk staan joune net dormant daar in die garage. Maar hy het 'n doel vir as die familie kom kuier en die tuin moet netjies. Julle, ons weet partykeer presies waarvoor al hierdie goed gemaak is. Maar ek en jy sukkel partykeer om te weet, waarvoor is jy gemaak? Ons sukkel partykeer om agter te kom, waarvoor is jy gemaak? Jy weet waarvoor is al hierdie goed gemaak in jou huis. Jy het al hierdie goed, jy weet presies. Dis geskape gemaak met 'n spesifieke doel. Maar ons partykeer vergeet ons, waarvoor is jy gemaak? Wat is die ding wat die Here jou voorgemaak is? Wat is daai spesifieke ding wat binne in jou is, wat net binne in jou is? Wat die Here gedeponeer het binne in jou? En ons weet partykeer nie. Ek kan partykeer dit raak sien, nie net in produkte nie, maar ek kan dit partykeer raak sien in ander mense. Ek kan dit sien binne my vrou, waarvoor sy gemaak is. Ons kan haar gesels, ek kan vir haar sê, my vrou se audioloog en sy sien mense om hulle gehoor te toets.
Maar elke keer as sy klaar is met mense wat sy gesien het, dan kan ek sien sy lewe, want sy kon luister na hulle stories. Sy kon daar wees vir hulle, en die mense die geneigtheid, omdat sy gemaak is om te luister, is mense geneig om met haar te praat en met haar te deel. En mense stap elke keer weg van haar af, soms met nuwe lewe, want hulle kon net so bietjie afpak. En ek dink partykeer moes sy eerder 'n sielkundige gewees het. Maar dis wonderlik hoe die Here haar gemaak het. Dis beautiful om te sien hoe die Here haar gemaak het. Dis ongelooflik om te sien hoe die mense straal as hulle wegstap van haar af. Want jy kan sien ook binne in haar, dit laat haar lewe. Dit bring vir haar energie. Ek sou lankal moedeloos gewees het met daai oom se storie, sy luister. Ek sou lankal opgegee het, sê weet jy, ek weet nie of ek kan sien om nog so storie te luister. Die oom het hom al die vorige keer vir haar vertel. Nou luister sy weer. Nee, sy het 'n gawe. Sy's gemaak om te luister. My vrou sal ook vir jou sê, ja Roan, jy's gemaak om te praat. Maar dis net 'n grappie, ek het dan 'n bietjie ander voordele ook. Maar waarvoor is ek en jy gemaak? Hierdie goed weet ons presies julle waarvoor dit gemaak is. Maar waarvoor is jy gemaak? Jy weet, jy daai ding ontdek waarvoor jy gemaak is, wanneer jy 'n diep gevoel van vergenoegdheid het. 'n Diep gevoel beleef van tevredenheid, van vervulling. Wanneer jy energie beleef, wanneer jy daai ding doen. En ek hoop vanoggend kan vir jou net so 'n bietjie 'n hupstoot wees, om daai ding af te stof, binne in jou, waarvoor jy gemaak is. Want dis 'n ding wat ons baie keer so wegsit. Dis 'n ding wat ons eenkant toe skuif. 'n Ding wat jou opgewonde maak en energie gee. Die teendeel is ook waar. Wanneer ek en jy nie van nou en dan besig is met daai ding wat vir ons vervulling gee en betekenis gee nie, dan raak ek en jy frustreerd. En jy kan nie eintlik agterkom hoekom jy so frustreerd is nie. Maar jy raak frustreerd. Jy raak geïrriteerd. Jy raak eintlik so klein bietjie bitter ook. En dan begin jy die wêreld te blameer en sê, weet jy wat, die rede hoekom ek so voel is dalk my baas by die werk, of dalk is dit my vrou, en jy begin almal te blameer, jy begin die wêreld te blameer vir hierdie frustrasie, hierdie onderliggende frustrasie wat jy beleef. En ek dink, soos wat ons hier sit vandag, elkeen van ons beleef 'n mate van daai frustrasie, daai irritasie, daai ding wat krap, wat jy weet, daar's meer. Die Here het my gemaak vir meer. En ons almal beleef in 'n mate daai frustrasie. En as jy gelank genoeg daar is, dan beleef jy naderhand 'n diep gevoel van ontevredenheid. 'n Diep gevoel van ontevredenheid. So daarom ons vraag vanoggend, waarvoor is ek en jy gemaak? Nou die leidraad, ek kan net vir jou leidrade gee. Ek gaan nie na jou toe kom en vir jou sê presies waarvoor jy gemaak is nie, maar ek kan vir jou 'n paar leidrade gee vanoggend. En een van daai leidrade, waarvoor die Here jou gemaak het en waarvoor jy moet uitkyk en op soek wees vir die ding wat die Here binne in jou gesit het, is dat die doel, die rede hoekom die Here jou gemaak het, daai doel van jou word gevind baie keer net so bietjie buite, wat's in dit vir my? Wat's in dit vir my? En dis wat ek nou vir jou verduidelik het van hierdie produkte. As hierdie net 'n ketel was, wat net water gemaak het, of net stil gestaan het en nooit gekook het nie, nooit 'n doel gedien het nie, dan was daar geen doel aan hom nie. Maar hierdie ding se doel is groter as homself. As jy nou kon vir hom oogies teken en 'n mond op sit, dan kan die ketel kyk en sien hoe twee mense daarso sit en praat oor diep hartsake terwyl hulle koffie drink. Want die doel van hierdie ding is groter as homself. Wanneer jy jou doel vind, doelgerigtheid kan 'n vloekwoord wees. Dit kan 'n lelike ding wees in jou lewe, wanneer jy doelgerig is, selfgerig is. Dis hoekom ons praat van die dooie see. Ons praat van die see is dood. Hoekom? Want ons net water wat invloei. Daar's nie 'n uitvloei nie, daar's nie 'n uitleef nie. So die eerste leidraad vir oggend vir my en jou in ons lewens is, wat is die ding waarvoor jy gemaak is, word gevind altyd net so bietjie buite jouself. Dis waar ware betekenis is. Nou Daniel Pink, jy kan nou sy goed gaan kyk so bietjie op YouTube, en hy was op 'n TED Talk, maar hy het 'n boek geskryf, en ek weet nie eers of hy regtig 'n Christen is nie, ek twyfel hy's 'n Christen, maar hy skryf hierdie boek wat gaan oor dryf. Dis die boek se naam, Dryf. Wat is die ding wat jou dryf? En ons gaan nou daai prentjie praat, maar hier's die ding wat hy so bietjie konfronteer. Hy sê dat ons kan partykeer in 'n werksomgewing of 'n plek, kan jy mense, hoe spoor jy jou mense aan? Hoe motiveer jy hulle om te werk? Nou het ons incentives, nê?
Jy gee vir die oue target en as hy die target bereik, dan kry hy dit. En dit is goed en wel, maar dit werk nie altyd nie. En jy het dit ook al beleef. En hy sê dat om mense te motiveer, is 'n klein bietjie meer as net om kommissie te betaal. Daar's meer aan dit. Daar's meer aan dit, jou motivering. Hoekom jy gemotiveerd is oor 'n saak. En hy deel dit op in 3 vlakke. En in die eerste vlak praat hy van autonomie. Autonomie is iets wat ek self doen. Jy het al die borde gesien hier langs die pad wat sê, ons sal selfs. Ons boere ken hierdie ding. As daar iets is wat nie werk nie, ons sal dit maak werk. Nee? Ons is bekend wêreldwyd daarvoor. Is ons boere bekend daarvoor? 'n Boer maak 'n plan. Ons sal dit doen. Ons sal dit self doen. Jy hoef my nie te help en ek dink dis die bevoorregte posisie waarin baie van ons vandag is as gevolg van die situasie in ons land, het jy die voorreg om goed te doen wat jy nooit voorheen sou gedoen het nie, as gevolg van hierdie ding. Dis 'n dryf binne in jou. Dis 'n dryf binne in jou. Hierdie eerste vlak praat van, daar's goeters wat jy van kleins af sê, weet jy wat, ek gaan dit bereik. Maar dis ook 'n klein bietjie nog steeds selfgerig. So in die eerste plek is dit, alhoewel dit 'n goeie motiverend is dit steeds selfgerig. In die tweede plek, bemeestering. Dis die tweede vlak. Dis as jy praat van dryfveer 2.0. Jy kom op daai plek in jou lewe waar jy gedryf word deur bemeestering. Dis nou jy wat daar, dalk is jy 'n koekbakster, nê, en jy bemeester hierdie koek. Jy gaan die beste chocolate koek bak in die land. En jy bemeester dit en jy kry terugvoer, of dit kan 'n produk wees wat jy besig is om te ontwerp, en jy kry terugvoer, en jy weet waaraan om te werk en waaraan om te tweak. Dis die tweede vlak van bemeestering, maar dan die derde vlak van bemeestering is doelgerigtheid. En doelgerigtheid sê, ek doen wat ek doen, maar ek doen dit vir 'n groter doel. Ek doen steeds wat ek doen, maar tot diens van iets groter as net myself. En Pink praat daaroor dat wanneer hierdie 3 goed bymekaar kom, dis wanneer ek en jy betekenis vind. Dis wanneer ons daai diep gevoel van tevredenheid en vervulling begin beleef. Wanneer ek en jy begin hierdie 3 goed begin juggle en begin doen in my en jou lewe. Nou miskien kon jy dit regkry by jou werk om al daar so passievol dit wat jy voorgemaak is uit te leef. Dis baie skaars en meeste van ons, ek dink die meeste van ons wat hier sit sal sê, dit wat ek doen vir 'n lewe is nie regtig my passie nie, of dit gee nie noodwendig vervulling nie, maar ek is daar, dit sit kos op die tafel en is goed. Dis ook goed. Party van ons kan die voorreg hê om dit by die werk, daai vervulling te beleef en uit te leef. Baie van ons nie. Party van ons kan daai vervulling of daai betekenis, daai doel van jou uitleef, dalk in 'n stokperdjie. Dalk gee die werk nie vir jou daai vervulling nie, maar jy het al geleer, weet jy wat, as ek langs die rugbyveld is en ek kan daai billetjies afrig, dan gee dit vir my lewe. Dis 'n stokperdjie dalk. Miskien sê jy, weet jy, dis mentorskap. So ek het saam met 'n paar manne nou en dan bietjie koffie drink en ek kan bietjie belê in hulle lewens in. Dit gee vir my vervulling. So eerens het van julle wat hier sit vandag al ontdek wat dit is wat die Here jou voorgemaak het. Van ons moet nog ontdek en beleef daai frustrasie van wat is dit wat die Here my voorgemaak het. Nou vandag hoop ek kan vir jou so klein bietjie net 'n hupstoot gee. Net om daai ding hier binne in jou wat jy afskeep, wat jy wegstoot, wat jy eenkant skuif, wat stof opgaar, net weer bietjie kan uitbring en sê, hier's die ding waarvoor die Here my gemaak het. Ons het hierdie al gesien, dis nie noodwendig 'n Christelike ding nie. Jy kan, ons praat die naweek daaroor, ons praat in ons klein groep eintlik nou die dag daaroor, hoe een van die ouens praat oor hoe hy in Japan was, en hy het gesien hoe mense dit so passievol uitleef daar. Dit hoef nie noodwendig Christene te wees nie, maar vanoggend vir my en jou as Christene, kom Efesiërs, kom Paulus, kom die Here, en hy wil vir ons na 'n dieper vlak toe vat van wat jou doel is. Van hoekom hy my en jou in mekaar gesit het. Ons as Christene moet die eerste mense wees. As ons glo in 'n Skepper en ons glo in die Here, dan moet ons die eerstes wees wat sê ek het my doel ontdek. Ek verstaan hoekom die Here my in mekaar gesit het. En ja, dit is nie 'n eenvoudige vraag nie. Maar as Christene of as totale toegewyde volgelinge van Jesus, is dit seker die rede hoekom ons dit doen, is om te besef, Here, hoekom het U my gemaak? Dit bring ons vanoggend by Efesiërs. Efesiërs is 'n brief wat Paulus geskryf het aan die kerk in Efese. Nou Efese, net jou idee te gee, daar's nie veel vandag daar nie, maar in daai tyd was dit
dit was 'n wêreldstad gewees. Daar was verskillende kulture wat daar gebly het. As jy dink aan 'n stad soos Kaapstad of New York of Londen, dit was Efese gewees in die antieke wêreld. Dit was letterlik hoe dit daar was. Daar was kulture en volke en verskillende mense wat daar gebly het. En dan skryf Paulus hierdie brief spesifiek aan die kerk aan Efese, hoe om 'n totale toegewyde volgeling van God te wees in 'n omgewing waar mense nie noodwendig Christene is nie. Hoe moet ek en jy dit uitleef? En dit bring ons vandag hierso in hoofstuk 2. Hoofstuk 2, ek gaan net 3 verse vir jou lees vandag. As dit oukei is met jou, ek gaan 'n bietjie rondspring, so ek hoop jy bly by my. Ek gaan eers vers 10 lees, halfpad, en dan gaan ek vers 8 en vers 9 vir jou lees, en dan kom ons terug na vers 10 toe. Is dit oukei? So ek skets dit vir jou, so dat jy net 'n idee kry. Maar hy eindig hierdie stuk so, en in Efesiërs 2 vers 10, hy sê, want ons is sy maaksel. Die Griekse woord daar is poema. Poema beteken, jy kan die woord hoor poem, né? Jy kan hoor die woord gedig, kan jy daarin hoor. 'n mooi moderne woord wat ons ken is artisan, né? Alles is mos nou artisan deesdae. Daai ou wat bier maak, dis artisan bier, hierdie brood is artisan. Dit beteken is handgemaak. Hierdie ou het weer eens beter en beter geword in hierdie ding, en hy het dit met die hand gemaak. Hy sê ook in hierdie verse, God het ons met die hand gemaak vir 'n spesifieke doel. Het die Here my en jou gemaak. Hy sê, want ons is sy maaksel, sy hande werk. Ons is sy maaksel, sy hande, geskape in Christus Jesus om, en ek wil daar stil staan by daai woordjie om, en ek gaan nou nie vir jou nou die hele ding klaar lees nie. Ek wil jou laat raai wat die res van daai vers is. Moenie nou in jou Bybel verder lees nie. Ek wil hê jy moet dink wat daai ding is, want hoe ek groot geword het in die kerk, my mindset, en is nie noodwendig verkeerd nie, maar hoe ek groot geword het in die kerk, is as jy my sou laat raai, net uit my opvoeding uit, of net hoe ek in die kerk groot geword het, wat staan na daai om, dan sou ek vir jou geantwoord het, om eendag hemel toe te kan gaan. Reg? Dis hoe baie van ons groot geword het, is dat ons is gemaak deur God in Christus Jesus, om eendag hemel toe te kan gaan. En daar is waarheid daarin, maar dis nie al nie. Daar's meer. Die Here het my en jou gemaak vir meer. Daar's meer wat hy binne in ons gesit het, as Christene, wat net glo, weet jy wat, ons is gered, en ons is nou oulik, nou sit ons gaan kerk toe, nou wag ons, die kerk is amper 'n busstop, ons wag nou dat die bus ons tref, en dan kan ons hemel toe gaan, en dis die som totaal, van hoekom ons Christene is, maar daar's soveel meer daarin, die rede hoekom ons dink, dat ons bloot gemaak is, bloot, en dit is die hoogste ultimate ding, is om hemel toe te gaan, en dit is so, moenie my verkeerd verstaan nie, ek wil ook eendag hemel toe gaan, ek wil ook saam met jou eendag hemel toe gaan, ek wil ook eendag, dis vir eendag julle, maar wat van nou, wat van die hier en die nou, wat maak ons tot ons soontoe gaan, en dis waar ek en jy partykeer ophou leef, ophou verstaan, hoekom ek en jy gemaak is, vergeet dat ek en jy is gemaak ook vir nou, vir die hier en die nou. Nou die rede hoekom ons partykeer net gefokus is op hemel, hulle praat ons van so heavenly minded, no earthly good. O, julle ken hom nog nie, okay. So heavenly minded, so gefokus op die hemel, dat ons nie eintlik meer iets hier doen nie. En dis wat Paulus kom konfronteer in hierdie ding. Maar ek gaan nou vir jou vers 8 en vers 9 lees, en vers 8 en vers 9 is so groot vers in die Bybel, dis so sentrale vers tot ons geloof, dis so groot, dat hy oorskadu vers 10, en dat ons die belangrikheid mis van wat hy, gaan nou vers 10 vir jou klaar lees, maar hy oorskadu vers 10 so, dat ons nie meer dit lees nie. Vers 8 gaan so, hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke, sodat niemand mag roem nie. En hierdie julle is seker in die Christelike geloof die grootste, sentraalste boodskap wat daar is. Dat ek en jy kan niks doen om gered te word nie. Daar's niks, ek gaan nie eendag aan die hemel kan kom en sê, ja, ek het geweet ek gaan hier wees. Wat maak jy? Ek het gewonder oor jou, hoe het jy hier opgeëindig? Jy weet, ek het geweet ek is hier, want ek het dit gedoen en dat. Daar's niks wat ek kan doen uit my eie werk uit. So Paulus kom sit daai ding, vir eens en vir altyd, sit hy dit in sy plek. Christus het iets kom doen, en daar's niks wat ek en jy kan doen, uit onsself uit, selfs jou beste werke, kan nie iets doen, om gered te word nie. Dat om jou verhouding te herstel met God,
is net in Christus Jesus. Net dit wat Jesus kom doen het aan die kruis, maak dat ek en jy, wat hulle praat in Engels van right standing, om geregtig te wees voor God. Daai verhouding wat tussen Adam en Eva gebreek het, tussen die mens en God gebreek het, is reggemaak in Christus Jesus. Jesus het dit kom regmaak vir ons, en daar's niks wat ek en jy kan doen nie, dis 'n gawe, dis 'n geskenk, dis iets wat ek en jy moet ontvang. Maar hier is die probleem met daai vers, julle, en dit is die waarheid. En dit moet so wees. Maar daar sit ons 'n punt, jy kan na die punt toe gaan vir ons. Daar sit ons 'n punt. En daai punt wat ons daar sit, het die kerk se fokus geword. Daar's 'n punt. Ons hou op lees. Alhoewel ek en jy in vers 9 ophou lees, het Paulus aangehou skryf. Hy het verder geskryf, maar ons hou daarop. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar in die Griekse teks, daar is die punte gewees nie, daar is die kommas gewees nie. Daar was nie leestekens gewees nie. Inteendeel, as ek dit vir jou in Grieks moet wys, jy sê, dis Grieks. Want dit word net so aangeskryf. Dis soos toe die eerste keer toe my pa op die rekenaar begin tik het. Toe dog hy het nie gedink hy moet die spacebar druk tussenin nie. Hy dog hy tik net, en toe hy nou klaar 'n klomp goed getik het, toe sien hy, ja, hierdie gits bietjie aan mekaar hierso. Maar dis hoe Paulus geskryf het. Julle, daar was nie 'n punt nie, daar is nie 'n punt nie. Ons sit 'n punt daar, maar daar is nie 'n punt nie. En net die volgende, en jy kan vir ons een aangaan. Hy sê, want. Kyk, my Afrikaanse juffrou se Paulus het klap gegee agter sy kop, hoor. Jy begin nie met 'n voegwoord nie. Kan jy met 'n want begin nie? Wat kom voor 'n want? 'n komma. Wat doen want? Want is 'n voegwoord. Wat is 'n voegwoord? Kom ek gee nou maar vir julle les. My Afrikaanse juffrou was goed. 'n Voegwoord sal twee sinsnede aan mekaar bring. Dit bring twee sinsnede aan mekaar. Dit bind twee sinne aan mekaar. Dis hoekom jy sê 'n komma en dan kap jy verder. Maar Paulus begin hierso met 'n want, 'n punt en 'n want. Die ou wat hierdie ding vertaal het, was heeltemal de mekaar nou. Nou dink hy sy Afrikaanse juffrou in hierdie kant en Paulus aan daai kant. Wie gaan ek nou luister? Hy het vir Paulus geluister, né? So kom ons skryf dit nou maar. Dis hoekom jy in die Bybel kry baie keer 'n sin wat met want begin wat weird is. Dit lees ongemaklik, maar dis 'n direkte vertaling. Want daar was nie 'n punt nie. So Paulus kom en hy sê, en ek wil hê jy moet hierdie mooi verstaan, want dit is hierdie ding wat Paulus in hierdie 3 verse skryf, is sentraal vir eens en vir altyd kan ons hierdie ding uitfigure, hoe die Christelike geloof vir ons werk. So vers 8 en 9, ek kan weer teruggaan so intoe vers 8 en 9, sê hy vir ons, as ons gered deur genade, sonder werke, sonder verdienste, daar's niks wat jy kan doen nie, dit is Jesus aan die kruis wat dit vir eens en vir altyd vir jou kom doen het. En dan sê hy, want, nou gaan ons verder, nou wil ons sê, hoekom is ons gered? Hoekom is ons gered? Hoekom het die Here jou kom red? Dis hoekom ek nou vir jou dit gelees en gedink het, is dit net om hemel toe te gaan? Yes, dis dit ook, verseker. Maar daar's 'n groter rede vir die hier en die nou. Hy sê, want, ons is sy maaksel, sy handewerke, geskape in Christus Jesus. Hoor wat sê die Amplified? Die Amplified sit ons altyd sulke hakkies in. Hy sê daar in Christus, sê hy reborn from above, spiritual, transformed, renew, ready to be used. Ready to be used. As die Here jou gered het, vir my en jou as 'n Christen, die oomblik as Jesus ons gered het, en jy besef daar's redding vir my in my lewe, is die volgende ding wat ek en jy nie doen nie, is nie om te sit nie. Dis om op te staan. Nou gaan ons iets doen. Ons is nie gered deur ons werke nie, maar nou is daar iets vir ons om te doen. Ready to be used. Die Here wil ons gebruik. Daar's iets wat hy jou voor gemaak het, daar's iets wat hy jou voor geskaap het. Hier in die nou. Hy sê, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Ja, maar het jy nou net gesê, ons is nie gered deur werke nie? Het jy nou net gesê, ons moenie traai goeie werke hê nie? Hy sê, ons is gered sonder werke, sonder verdienste, sonder dat jy ooit kan iets doen. In Christus Jesus het hy ons kom reborn, nuut gemaak, tot goeie werke. Daar's iets wat die Here binne in my en jou gesit het, en daai goeie werke is gekoppel aan in Christus Jesus. Dit wat Christus Jesus vir my kom doen het in my lewe, ek kan nie daaroor stil bly nie, ek moet dit deel met die wêreld. Want die genade en die geskenk wat ek ontvang het van God, ek moet dit deel. Daar's iets wat hy binne in my gesit het. Tot goeie werke. Hoor mooi die verskil. Ek wens, ek hoop, ek kan dit vandag vir jou reg verduidelik. Want hy sê nie hier gered om 'n goeie mens te probeer wees nie.
tot goeie werke, nie om 'n goeie mens te probeer wees. Julle, ek hoop jy kan die onderskeid, ek gaan try om dit te verduidelik. Hang with me. Maar ons is nie gered sodat ek nou kan probeer 'n goeie mens wees nie. Ek het nou nie 'n wyntjie gelos nie. Ek vloek nou nie, ek gebruik nou nie meer daai woord nie. En ons moet ophou daai goed doen. Ek het nou die zol gelos. Maar ek het nog niks begin doen nie. Nog niks begin doen nie. Ja, ek het nou opgehou met die ding, opgehou daai ding, nou sit ek. Dankie vir u genade, Here, ek is hier by die busstop, kom haal my. Daar's meer in die hier en die nou. Julle en ek wil geensins vandag die hemel en dit wat daar gaan gebeur afmaak nie. Verseker nie. Die Bybel is duidelik dat dit 'n ongelooflike plek is en dat ons moet seker maak ons kom daar. Dit is so. Maar vandag wil ek jou help om net te fokus op dit wat hy probeer vir ons verduidelik in vers 10. Dat ons nie net sit, passief en wag nie, maar daar's iets vir my en jou om te doen. Daar's iets wat moet gebeur. Tot goeie werke. Nie om te probeer 'n nice mens en 'n goeie mens en 'n goeie landsburger. Daai goeters is vanselfsprekend. En hy het nou net in vers 8 en vers 9 vir ons gesê, ouens, daai goed laat jou nie red nie. Jy word nie gered deur daai goed nie. Jy gaan nie eendag 'n ja of 'n nee kry in die hemel omdat jy goeie werk het nie. Vers 8 en 9 sê, dit is nie so nie. Dis as gevolg van Jesus se werk wat hy gedoen het dat ek en jy gered kan word. Maar nou in vers 10 sê hy, ons is gered nie om net eendag hemel toe te gaan en passief te wag nie. Ons is nou gered tot goeie werke. Dis dieselfde woord wat Jesus gebruik. Onthou julle die gedeelte waar Jesus gepraat het en gesê, laat julle lig so skyn. Laat julle lig so skyn. Sit vir ons daai nou op. Laat jou lig so skyn voor die mense dat hulle julle selfde woord goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Jesus sê nie ons moet ons lig so laat skyn, goeie werke, dan sal ons gered word nie. Hy sê nee, nou dat jy gered is, nou het ons 'n lig om te skyn, 'n impak om te maak in die hier en die nou. Laat jou lig, laat jou lewe so skyn, dat wanneer die mense jou sien, dat hulle nie jou raak sien nie. Hulle sien nie dis Aiden wat dit gedoen het nie. Hulle sien nie dis Andrei wat dit gedoen het nie. Hulle sien dis die werk van die Here. Dis groter. Wanneer ek en jy ontdek wat is die doel wat die Here binne in ons gesit het en gemaak het, en jy kan dit uitleef, dan beleef mense ons hemelse Vader in dit. Jesus wat vir sy disippels daai sê, laat julle goeie werke, hy sê dat ek en jy ons geloof uitleef, uitstraal, mense te dien, mense se laste te dra. Dis meer julle as net 'n goeie landsburger, 'n oulike nice Christen. Dis nie waarvan hy praat nie. Nie om te probeer 'n goeie mens wees nie. En jy moet seker probeer ook, is fine. Maar dis nie die punt nie. Die punt is, wat is dit wat die Here my voorgemaak het en in my ingesit het, tot goeie werke in Christus. Dit wat Christus kom doen het in my lewe. Nou julle, ek was verseker al skuldig aan hierdie ding. Ek is seker ons almal was al. Ek was al verseker skuldig aan dat ek het op die busstop wag. Sê Here, baie dankie dat U my gered het. En ek is so dankbaar dat ek hemel toe gaan. En ek is so sleg, dit klink soos 'n gebed in die Bybel, nê? Ek is dankbaar, ek is so sleg soos daai mense in die Here en ek wil net eendag hemel toe gaan en seker maak my saak met die Here is reg, nê? Ek noem dit 'n hipervertikale godsdiens. Wat is 'n hipervertikale godsdiens? Dis wanneer ek net omgee dat my saak met die Here reg is en ek gee nie regtig om oor die res van die wêreld nie. Solank ek in die Here okay is, dis 'n hipervertikale godsdiens. Ek gee nie om hoe dit mense raak rondom my nie. Geen eens eintlik om hoe ek my gedra rondom hulle of hoe ek optree rondom hoe ek hulle hanteer nie, solank my verhouding net met die Here reg is. So die Here roep ons nie om goeie werke te doen sodat ek goed lyk en dat al die mense kan sê, mooi so Roan, jy lyk oulik nie. Dis nie die goeie werke nie. Dis nie die goed wat die Here van praat nie. Hy sê, daar's iets wat binne in jou gebeur, wat jy besef, wat ek is nie my eie redding nie. Die Here het my kom red en nou is daar iets wat ek kan doen. Iets wat ek kan gee. 'n groter bydrae wat ek kan maak. Hier is die probleem. As jy net goed is om goed te wees vir jouself, ek is 'n goeie mens, is dit nie die Jesus Christus goeie werke waarna toe hy ons roep nie. Kan jy sê gemaak om net ons self te voel ons is goed nie. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Here, hoe kan ek my tyd, my energie, my hulpbronne, hoe kan ek dit in werking sit vir U koninkryk? Hoe kan ek dit laat werk vir 'n groter doel? Nie net vir myself nie. Die dooie see is net vir my.
Nee, dis vir 'n groter doel, dis vir iets groters. Hoe kan ek dit gebruik, Here? Hoe kan U my gebruik tot iets groters? Nou weet ek, baie van julle wat hier sit, dalk vandag vir die eerste keer, is skepties. Skepties oor Christendom en tereg. Ek was ook al in my lewe, kom ek sê dit so, skaam om te assosieer met 'n sekere Christendom. Nie net skaam om te assosieer daarmee nie, ek wou op 'n stadium met Christendom, ek was ook self skepties daaroor. Want dit het vir my gevoel vir baie lank of Christene, in plaas daarvan dat die doel van 'n Christen is om te help, het hulle gesien dat die doel van 'n Christen is om vinger te wys. In plaas daarvan dat dit 'n hand moet wees wat iemand optel, het Christendom 'n vinger geword wat wys, wat veroordeel. En dit maak mense skepties. Natuurlik voel dit, hoekom sal ek 'n Christen wil word om net 'n vinger te wys en te veroordeel? Maar ek wil definitief 'n totale toegewyde volgeling van God word, waar ek een van Jesus se disippels is. Nie iemand wat vinger wys nie, maar iemand wat 'n hand gee. Iemand wat iemand kan optel. Iemand wat 'n pad saam kan stap, waar ons saam mekaar se laste kan dra. Dis die goeie werk, nie om 'n goeie mens te wees dat ek oulik lyk nie. Nee, maar ons is gered sonder werke, uit genade, het Jesus ons kom red, sodat ek en jy impak kan maak. Tot goeie werke, wanneer ek en jy kan ontdek waarvoor ons gemaak is. Ek wil afsluit met hierdie wat sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Voorberei het. Julle, jou lewe hierso waar jy sit vandag, is 'n som totaal van die goed wat goed was, wat sleg was, wat 'n snaakse pad gevat het, dalk van die pad afgegaan het, maar die Here gaan al daai goed bymekaar maak. En hy het jou voorberei vir hierdie dag, waar jy sit. Dit wat jy het binne in jou is uniek. Jou storie, jou foute, jou gebrokenheid, waar jy groot geword het, wat jy nog altyd gevoel het is 'n nadeel, 'n tekortkoming in jou lewe. Dit gaan die Here alles gebruik en benut om 'n spesifieke impak te maak deur my in jou lewe. Hy het ons voorberei sodat ek en jy daarin kan wandel. Ek dink, so as ek so dink aan net hier wat ons hier doen, hier by Impas, dan dink ek, hoeveel van julle gee, julle tyd, gee, deel julle hulpbronne, deel julle lewe, deel jou lewe met ander mense in 'n klein groep, maak jou huis oop. Van vroeg af hierso, ek dink aan die kinderkerk wat nou daar aan die gang is, waar hulle belê in die kinders se lewens in, met beide genade en waarheid, waar hulle hierdie kinders leer, teologies help om te verstaan wie Jesus, help om dit uit te leef. Van julle wat vroeg hier is en mense verwelkom en vee en die band wat hier is en in die week oefen en elke keer as ek dankie sê vir iemand wat so betrokke is en wat daai ding ontdek het, dan kan jy sien in hulle, dis nie nodig om vir hulle dankie te sê nie. Hulle sal reageer om te sê, Roan, dis nie nodig dat jy vir my dankie sê nie. Dis vir my so lekker. Dis vir my lekker om te kan dien. Dis vir my lekker om 'n doel te kan dien wat ver groter is as net myself. Dis vir my lekker, dit gee vir my lewe, dit gee vir my energie. Dis nie nodig om so 'n persoon dankie te sê nie. Want dit bring vervulling binne in so 'n persoon se lewe. En ek wens julle vanoggend, ek kan jou 'n klein hupstootjie gee, net om 'n vraag te begin vra. Almal van ons kan deel wees en besef wat dit is wat die Here gemaak het. Miskien sit jy vanoggend hier met 'n bietjie frustrasie en irritasie en sê, Here, ek weet nie, ek worstel met hierdie ding, wat is dit wat U my voorgemaak het? Maar vir jou, begin te soek vir 'n geleentheid. Daar's baie meer. Ek dink vandag het ons die eerste ding gesettel, dat ons nie op 'n plek moet wees, waar ons net wag vir die hemel eendag nie, maar te begin te soek. Wat is die ding wat die Here my voor wil gebruik? Daar is meer. Miskien is dit waar jy jou hand moet opsteek ergens. Dalk is dit jou kinders by die skool en jy moet jou hand opsteek en sê, luister, ek gaan meer betrokke raak daar met 'n aktiwiteit of 'n ding. En ek gaan die kinders bietjie begin mentor of wat ook al. Miskien wil jy van jou kollegas, wat jonger as jy is, begin mentor. Miskien is dit hier by die kerk. En jou hand opsteek en sê, weet jy wat, ek sien julle kort iemand daar by die kinderkerk en die kinders maak my mal, ek weet nie of dit vir my is nie. Probeer dit. Wat het jy om te verloor? Praat nou die dag met Mariette daar by die kinderkerk. En sy is by die heel kleintjies.
En ons het so 'n weeklikse afspraak waar ons sommer net so 'n bietjie terugvoer en hoor hoe dit daar gegaan het. En sy's in trane. Sy sê sy het net gevoel sy met hierdie kleintjie se voete was. En toe sy daai kinders se voete gewas het in daai oomblik. En ek kan hoor dis vervulling, ek kan hoor is energie, ek kan hoor sy's oorweldig met dit wat die Here haar voor gemaak het om te doen daar. En sy is net oorweldig oor hoe die Here haar gebruik het. En sy wat net 'n instrument kan wees. En haar lig so te skyn dat daai kinders die Here beleef. Nie vir haar nie, die Here beleef. Julle, vandag wil ek afsluit met hierdie vraag en dit bring ons by die nagmaal en ek wil hê die nagmaaltafel is oop vir enige iemand. Ons is nie 'n gemeente wat glo dat jy moet nou al jou sondes eers opgehou het dan kom jy na die tafel toe nie. Jesus was so lief vir die hele wêreld dat hy sy seun vir ons gegee het. En hierdie tafel is oop vandag. Dis oop vir elkeen vandag. Maar dit is ook ernstig. Dis ernstig. Want Jesus sit die laaste keer daar saam met sy disippels en hy deel met hulle dat hy sy lewe nou gaan gee vir iets groter as net homself. Ek dink vanoggend terwyl ek bid oor hierdie ding en ek probeer dit picture en ek probeer Jesus te sien in hierdie oomblik en ek dink by myself, Jesus kon net sowel gekom het soos enige ander profeet aarde toe en hy kon gekom het hierso en hier rondgeloop het en net nog reëls gegee het en weggestap het en dis dit. Hy het gekom om sy lewe vir ons te gee. Hy het gekom om te sterf vir iets groters, vir iets meer. En ek en jy kan meer as 2000 jaar later steeds hier sit vandag en daai groter, daai meer beleef, hier tussen mekaar. En ek wil hê soos wat ons die nagmaal, ons gaan nou, jy gaan opstaan, jy gaan vir jou nagmaal kry. Ek gaan vir ons 'n liedjie sing, maar ek wil hê jy moet dink oor hierdie vraag. Wat is dit, Here, wat U my voorgemaak het?